Maar die boek Job is daardie besondere boek, dat wanneer die onweerswolke oor jou lewe saampak, en dit donker word in jou lewe, dat jy die boek Job uithaal. Die beste ding wat jy kan doen is iemand deur 'n moeilike tyd gaan, is nie om antwoorde te gee en te sê dit of dat nie. Vir die hele bose ryk wil ek sê, kyk na my knegt Job, dis so 'n man my dien. Al gaan goed nie soos dit moet gaan nie, bly hy getrou my. Want dis wat die boek Job uiteindelik wil by uitkom is, God is goed. Here, vanaand smag ons U teenwoordigheid, Here. Here, vanaand is ons hier om dieper in ons verhouding met U in te delf, Here. Here, vanaand is ons hier om 'n aanraking van U te ervaar. En Here, vanaand is ons hier om ook terug te dink aan dit wat U vir ons 2000 jaar terug in 'n kruis gedoen het. Here, ons wil U eer vanaand. Here, mag U pastoor George se lippe aanraak, hy nou met ons die woord gaan deel. Here, mag U ons harte voorberei om vrugbare grond te wees. In Jesus naam. En ons almal sê, amen, amen. Nou, ek het vanaand 'n boek waaroor ek met julle praat, wat 'n pastoor nogal nie baie oor praat nie, omdat dit nogal 'n swaar boek is. Maar ek gaan dit vir julle so probeer aanbied, dat as jy vanaand huis toe gaan jy lus wees om hierdie boek in die volgende week of 2 deur te lees, of die volgende maand 'n bietjie by hierdie boek stil te staan, en dat die Heilige Gees met jou uit die woord van die Here uitpraat. Ek gaan met jou praat vanaand oor hierdie Bybelse karakter Job. En hierdie man wat ons geleer het om te volhard as ding in ons lewe moeilik is, as ding in ons lewe onverstaanbaar is, as ons lyding beleef, terugslag beleef en stryd beleef. So die boek Job het jy nie heeltyd, dis soos 'n ou wat 'n klomp pile in sy koker het, klomp wapens in sy kluis het. Dis die wapen wat jy nie elke dag gebruik nie. Party van ons wapens in die Bybel gebruik ons elke dag. Maar die boek Job is daardie besondere boek, dat wanneer die onweerswolke oor jou lewe saampak, en dit donker word in jou lewe, dat jy die boek Job uithaal. Want dis die boek wat vir jou anker. Dis die boek wat jou help om iets te verstaan oor hoe om in 'n moeilike tyd op te tree. En mag hierdie spesiale wapen vanaand wat jy in jou arsenaal het, hierdie spesiale pyl, mag jy vanaand net weer so 'n bietjie afstof en bære. Want ons almal kom op 'n tyd in ons lewe dat ons eers die boek Job uithaal en by hom stil staan. Dis nogal 'n boek, ek moet vir julle sê, wat ek nie elke dag lees nie, hoor. Dis 'n swaar boek, maar dis 'n boek wat ongelooflike waarhede in het vir ons geestelike wandel met die Here. Nou Job was 'n werklike man gewees. Hy het regtig bestaan. Die mense reken hy het in die tyd van Abraham, Isak en Jakob daai tyd bestaan, geleef, en dis so 2000 jaar voor Christus. Die boek Esegiel 14 tot 13 en 14 sê vir ons dat hy 'n historiese figuur was. Want daar sê die Here dat wanneer 'n volk teen die Here sondig en hy straf hulle, dan sou selfs daardie manne, Noag, Daniël en Job, wat volgens my wil geleef het, sê vers 14, net hulle self in die lewe kon hou. Hulle invloed sou by hulle gestop het, so boos sou daardie stad of daardie omgewing geword het. Noag, Daniël en Job word as historiese figure aangeteken in Esegiel 14 vers 14. Snaaks dat Job was nie 'n Israeliet gewees nie, maar die Bybel sê hy is uit die land Is gewees. En dit beteken hy daar uit Noord-Arabië gekom. Ek weet julle weet nou presies waar dit is. Maar dit is dis daar na Iran se kant toe, Sirië se kant toe. Dit was nie deel van Israel gewees nie. Wanneer ons die boek Job lees, dan leer ons as kind van God hoe om soms onverstaanbare tye in ons lewe te hanteer en ons pad met die Here
te loop. Nou, dis interessant, die boek Job is nie 'n storie nie, dis 'n gedig wat 'n storie vertel. Nou, omdat dit 'n gedig is, as jy nou byvoorbeeld Hebreëus kan lees, dan is daar nou bijvoorbeeld rymelary en alliterasie en al hierdie goeters wat plaasvind. Tipiese gedig. Dis eintlik 'n baie mooi gedig. Dit maak dit 'n bietjie moeilik lees, want dis nie 'n storie nie. Soms dink jy, wow, bietjie 'n moeilike sinnetjie hierdie, omdat dit 'n gedig is. Dan moet ou 'n kommentaar nodig, daar moet ou so 'n bietjie iets bytrek om die boek te verstaan. Maar dis 'n ongelooflike boek. In Jakobus 5 vers 10 tot 11 leer ons ook van Job. Daar staan: broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Hoe die Here dit alles geëindig. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. En kom ons lees vanaand so 'n paar stukke uit die boek Job uit, en ek gaan net die horlosie dophou. Ons gaan regtig net by 'n paar kerngedeeltes stil staan en 'n paar, as ons die Engelse woord kan gebruik, pointers kry. Hoe om wanneer die donker wolk op die horison is, wat ons almal al beleef het en wat ons dalk gaan beleef, dat ons net weet hoe om in daardie situasies op te tree. Nou Job, die Bybel leer vir ons, was 'n ongelooflike geseënde man. Hy was ryk in sy verhouding met God en hy was baie ryk gewees. Die rykste man in sy tyd gewees. En baie keer het ons hierdie idee van as ek 'n geestelike mens is, mag ek nie ryk wees nie. Die Bybel leer net die teendeel. Abraham was ryk, Jakob was ryk. Die Bybel wil ook sy kinders seën. Kan ons amen sê? Geestelike groei en geestelike rykdom is nie teen aardse rykdom nie. Dit is nooit twee teenpole nie. God wil ons op al die gebiede seën. Op al ons gebiede seën. En ons harte moet oop daarvoor wees en ons moet ons voorberei om ook die Here se seëning wat hy vir ons wil gee, sy groter seëninge beter te hanteer in ons lewe. Maar Job het nie toegelaat dat sy aardse seëninge na sy kop toe gaan en dat hy onafhanklik van die Here begin lewe het nie. Hy het diep afhanklik en nederig voor die Here bly leef. Ons lees in Job 1 vers 1, ek lees uit die Afrikaanse Bybel vir almal wat so in 2007 uitgekom het, 'n wonderlike vertaling. Daar's so baie vertalings. Ek is terug by die 1953 vertaling. Die rede daarvoor is dat ek het agtergekom, as ek te veel vertalings lees, dan kan ek nie skrif memoriseer nie. So jy moet een Bybel kry wat jou kernbybel is, sodat jy kan skrif memoriseer. Of dit nou die Nuwe Lewende vertaling is, watter vertaling jy gebruik, maar dit moet jou kernvertaling wees. Die ander vertalings kan help, maar die Afrikaanse Bybelvertaling vir almal is 'n wonderlike hulp om soms net moeilike gedeeltes in die Bybel 'n bietjie makliker te lees. Job 1 vers 1 sê, in die land was daar 'n man met die naam Job. Hierdie man was, hoor hierdie karakterbeskrywing, opreg en onberispelik in sy optrede. Hy het ontzag gehad vir God en die kwaad vermy. Daar was vir hom 7 seuns en 3 dogters gebore. Hy het, hoor nou mooi, hierdie getalle moet julle nou onthou, daar's 'n rede daarvoor. 7000 stuk kleinvee, 3000 kamele. Ek hoor die ouens wat daar na Arabië toer, dan sal die Arabiërs tot van vandag kom as die ou nou byvoorbeeld 'n mooierige vrou, sal hy sê, I give you free camels for your wife. Kamele het groot waarde daarso, né? Daar's 500 pare beeste, 500 donkie merries en 'n besondere groot werksmag gehad. Hierdie man was meer vermoënd as enige iemand in die ooste. Sy seuns het die gewoonte gehad om elkeen in sy eie huis om die beurt 'n fees aan te bied. Hulle het dan 'n boodskap gestuur en hulle 3 susters genooi om saam met hulle te eet en te drink. Wanneer die feesdag verby was, het Job hulle laat haal en hulle geheilig. Hy het vroeg in die môre vir elkeen van hulle 'n brandoffer gebring, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte gevloek. Job het dit elke keer gedoen. So Job was hierdie man wat 'n persoonlike verhouding met die Here gehad het. Hy was geseënd en hy het eerbied vir God in sy kinders se harte gebring. En hy het hulle gedurig in gebed voor die Here gebring deur te offer. Maar die Here neem kennis van hierdie man en dis die ongelooflike ding. Die Here neem vanaand kennis van jou en my, van ons verhouding met hom. Ons lees in vers 6. Toe op 'n dag het die hemelwesens gekom om by die Here hulle plekke in te neem. Die Satan het ook saam met hulle gekom. Die Here sê toe vir Satan, waar kom jy vandaan? Die Satan het die Here geantwoord en hy het gesê, van rondswerf op die aarde en daar rondloop. Dit klink nogal soos 'n deugniet, né? Die Here het vir Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar is immers niemand soos hy op die aarde nie. Hy is onberispelik in sy optrede en opreg.
en 'n man wat vir God ontzag het en die kwaad vermy. O, die Here let op hierdie ou se hart. Hy let op wat hy doen. Kan jy agterkom die Here spog met hom? Ek dink dit moet wonderlik wees as die Here met jou spog. Sê, kyk my kind. En ons almal wens nou dat die Here dit met ons almal ook kan doen om so met ons te spog. Net terloops, in die Ou Testamentiese bedeling kon Satan nog in die hemel ingaan. Na Jesus se kruisdood en opstanding kan Satan nie meer in die hemel gaan nie. Die Bybel sê hy het nie meer toegang tot die hemel nie. Lukas 10 vers 18 sê vir ons, Jesus het vir hulle gesê, ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. In Openbaring 12 vers 7 tot 9 sien ons dat hy's uit die hemel uitgegooi. Hy's op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Daarom sê die Bybel vir ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig wat om ons is. Hulle is nie meer in die hemel nie. Nou Satan het 'n teorie gehad daai dag toe hy daar saam met die ander hemelwesens voor God staan. En hy sê vir die Here, Here, hy sê Job dien U. Nie omdat hy God is nie. Hy sê Job dien U net omdat U vir hom goed is. Hy sê, U sal sien, as hy al hierdie goed van Job al wegvat, sal hy in die gesig vloek. Dis, sy verhouding met U is gebou op wat U vir hom doen. Hy dien U nie omdat sy hart by U is nie. Hy dien U net omdat daar voordele is. Voordele is. En ons lees daarvan, die Satan het die Here geantwoord en hy het gesê, is dit sonder rede dat Job ontzag het vir God? Is dit nie U self wat hom en sy huis en alles wat aan hom behoort, aan alle kante afgeskerm het nie? Dis God se aard, en daarom bid ons soos die Onse Vader sê, laat ons nie in versoeking kom nie en verlos ons van die bose. Dit werk, want God skerm ons af. God keer dit. Sy hande werk het U geseën. Halleluja, dis wonderlik as God jou hande werk seën. En daar's vrug. U het sy veestapel en sy veestapel het in die land uitgebrei. Maar steek nou net die hand uit en tas alles wat aan hom behoort aan, en hy sal U beslis in die gesig vloek. So Satan kom met 'n teorie. Here, dis my teorie. Julle en dan die onverklaarbare. God laat toe dat hierdie teorie getoets word. Dit op 'n manier skeer dit nogal die prentjie wat ons van God het so bietjie uitmekaar, né? Dis regtig so. Want dis nie die aard van God, hy skerm van kante af, hy vermeerder. Dis hoe God met ons werk as sy kinders. Hy wil goed wees vir ons, dis sy hart. En ons moet dit glo, dit is die Here se bedoeling met ons as mens. Hy wil goed wees vir ons. En dan sê die Here die volgende vir Satan in vers 12 van hoofstuk 1. Kyk, alles wat aan hom behoort, is nou in jou hand. Net na homself mag jy nie jou hand uitsteek nie. Die Satan het toe uitgegaan weg van die Here af. Sien julle wat gebeur hierso? Ons dink die duiwel kan doen net wat hy wil. Dis nie waar nie. Die duiwel is beperk aan sekere kante in sy boosheid. Hy kan nie sy boosheid in alles uitleef nie. Hy word beperk, ook in jou lewe. En God sal niks toelaat dat hy verby sekere grense gaan om dinge in jou lewe te doen nie. En die Here beperk hom. Hy sê, is reg, jy kan sekere dinge doen. En dan lees ons hier van vers 13 tot 18 al die verliese wat hy beleef. Hoe sy kleinvee, sy vee, sy werkers, sy kameeltroppe doodgaan. En hy verloor alles. Maar die verskriklikste is in vers 18. Julle, as jy dit lees, nou dit breek jou hart om dit te lees. Terwyl die een nog besig is om te praat, sê vers 18, kom 'n ander een daaraan en sê, u seuns en die dogters wat besig was om te eet en wyn te drink in hulle oudste broer se huis. Daar het onverwags 'n sterk wind van die woestynse kant af gekom en van 4 hoeke die huis getref. Dit het op die jong mense ineengestort en hulle het gesterf. Net ek alleen het vrygekom om dit te vertel. Julle, dis soos kan dit wees. En eintlik in hierdie verhaal, as ons by hierdie punt kom, moet ons steier. Moet dink, hoe gebeur hierdie goed? Nee. Hoe kan Job tot op hierdie vlak getoets word? Maar Job, al is hy sy hart so geskeur, hy stikkend, hy het alles verloor, lees ons sy reaksie. En dis wat ons moet leer uit die boek Job uit. Wanneer onverklaarbare dinge met ons gebeur, ons dien die Here, ons het gevra vir sy beskerming, ons het gevra vir sy seën, ons het 'n wonderwerk uit sy hand uit verwag, en dit het nie gebeur nie. Job reageer soos volg. Job het toe opgestaan, sy mantel geskeur.
Hy stikkend hierdie ou, né? Hy het sy kop kaal geskeer, op die grond neergeval en aanbidding gebuig en hy het gesê: "Naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek met die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, mag die naam van die Here geprys word." Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeryms toe geskryf nie. Job hou sy hart naby die Here, al verstaan hy niks wat hom aangaan nie. En daar was al oomblikke in jou lewe en in my lewe, dat jy dalk by 'n ding gestaan het, dalk by 'n graf, waar ook al, dat jy gesê, Here, ek verstaan niks wat hier aangaan nie, maar ek kies steeds om U te dien, want ek weet U is goed, en ek weet U hart is goed, en ek het nie antwoorde vir wat hier gebeur nie, maar ek bly naby U. Maar wat gebeur toe? Toe sê die duiwel later vir die Here oor Job, in Job 2 vers 1, toe hulle weer by mekaar kom, hy sê, dis nou alles goed en wel, dat U sy goed gevat het, en sy kinders, maar hy is nog gesond, raak hom net aan, maak hom siek, en hy gaan nie in die gesig vloek, en die Here het toegelaat, dat dit gebeur, lees ons in Job 2 vers 1 tot 3, en vra, Here, ek wil hierdie ou nog meer skade aan doen, ek wil hom toets, ek wil kyk, of my teorie gaan werk, of nie, en dan gaan ons verder, na vers 9 toe, ten spyte dat Job nou daar sit, hy is vol swere, hy is siek, hy sit op 'n ashoop, bly hy steeds die Here dien, hy bly getrou. En dan sê sy vrou vir hom in vers 9, volhard jy steeds in jou onberispelike optrede. En sy sê, man, jy moet God vloek, en dan sterf jy. Maar dan staan ondanks alles, het Job nie met 'n enkele woord gesondig nie. Julle, hierdie man is 'n voorbeeld. Dit raak my hart diep. Ek was by verskillende omstandighede in my lewe as 'n pastoor betrokke, dan het ek baie keer hierdie gesindheid by mense gekry. Party mense was so kwaad vir die Here, hulle het hierdie vrou van Job se gesindheid gehad. En nou verstaan dit, kan nooit iemand oordeel om so gesindheid te hê nie. Maar dan was ek baie keer by mense wat die grootste verlies beleef het, dat hulle net gesê, ons berus in wat God gedoen het. Ons weet God is goed. Ons verstaan nie alles nie, maar ons weet God is goed en ons hou vas in ons verhouding aan hom. En die boek Job leer vir ons, die kosbaarste besitting wat jy in die lewe het, is nie die mense in jou lewe nie, is nie die goed wat jy het nie, maar is jou verhouding met die Here. Amen. Die kosbaarste wat ons het. Nou kom maar 3 vriende om Job te troos. Hierdie ouens, ons lees daarvan in vers 11 in hoofstuk 2, Elifas en Bildad en Sofar kom, en aanvanklik doen hulle sulke goeie goed. Die Bybel sê vir die eerste 7 dae het hulle net daar by Job gesit en stil gebly. Die beste ding wat jy kan doen is iemand deur 'n moeilike tyd gaan. Dis nie om antwoorde te gee en te sê dit of dat nie. Julle regtig, hoor mooi vandag, dit werk nie. Altyd 'n uitdrukking wat sy sê, show up and shut up. Show up and shut up. Ons het altyd hierdie groot verduidelikings. Ek dink dit en ek dink dit, hoekom dit gebeur het en jy moet nou sterk staan. Julle, jou woorde val kort in tye soos hierdie, hoor. En wees nie dan hulle sit, maar toe begin hierdie ouens buite die lyn hardop. Aanvanklik hardop hulle so mooi en dan begin hulle met hulle teologie. Dan sê hulle, Job, ons dink dis omdat jy iets verkeerd gedoen het, dat die Here hierdie goed in jou lewe laat gebeur. Hulle kom met hierdie siening van God en sê, Job, jy weet, as jy goed doen, sal die Here goed doen aan jou. Slegte goed gebeur met slegte mense en goeie goed gebeur met goeie mense. Nou ons weet, daar's iets waar daarin, maar daar's oomblikke, daar's net oomblikke, dat die lewe net nie so werk nie. Oor die algemeen werk die lewe so. Oor die algemeen werk die lewe so. Maar daar's oomblikke, wat jy nie verstaan, hoekom slegte goed met my as 'n goeie mens gebeur het nie. En as jy te diep redeneer en te diep dink, dan val jy in hierdie bos van dorings vas en jy verloor amper jou geloof. En hierdie ouens begin nou vir hom die volgende sê. Daarin ek dink dit is Job 4 vers 7. Hy sê, hy wat onskuldig is, die Here sal goed doen aan hom. Dis wat daar staan. Hy sê, as jy teenspoed doen, gaan die Here jou teenspoed gee. En hulle het hierdie teologie van, as jy verkeerd doen, gaan die Here verkeerd aan jou doen. Maar as ons na hierdie stuk kyk van Job, dan sien ons dat Job het een ding voor oë. Hy verstaan nie lekker wat aangaan nie, maar hy sê, hierdie goed waarna ek is, dit is nie God se aard nie. Dis nie hoe hy normaal mag met my werk nie, want God werk nie so met ons nie. Dit is buite die normale.
Die normale is dat God wil seën. Die normale is dat God wil goed doen. Maar hierdie is buite die normale. En hy kan nie buite die normale verstaan nie, maar hy sê een ding in Job 6 vers 10. Hy sê ek gaan hierdie toets slaag. En hy sê daar, ja, hy ken die pad waarop ek gaan. As hy my toets, soos goud sal ek daaruit kom. In sy spoor het my voete gebly. By sy pad het ek gehou en nie afgedraai nie. En hy sê ek verstaan nie hierdie buitengewone nie. Ek weet die Here se hart is om goed aan my te doen. En ek verstaan nie hierdie slegte nie, maar een ding is seker, in hierdie omstandighede, ander kant, al huil ek, al mis ek my kinders, al het ek alles verloor, al sit ek siek op hierdie ashoop, ek gaan my oë op die Here hou. Nou baie mense vra, hoe lank was hierdie toets gewees wat Job deurgegaan het? Nou baie mense reken dit was 'n week, 2 weke, ander reken was 'n paar maande. Daar's party mense wat selfs reken dis 'n paar jare. Maar die oorwegende gevoel is dit was 'n paar weke na 'n paar maande toe gewees. Maar Job plaas sy hoop op God. Luister wat sê hy in Job 19 vers 25. Hy sê maar ek weet my losser lewe. Uiteindelik sal hy op die aarde opstaan en hy profeteer eintlik oor Jesus. Hy sê nadat hulle my vel afgeskeer het, sal ek 'n mens van vlees en bloed God sien. Hy sê wat net ek sal sien, my eie oë en niemand anders nie, sal ek hom sien. My hele wese smag daarna. En Job sê in hierdie omstandighede, ek wil die toets slaag, my oë is op die Here en as daar nie uitkomste is nie, gaan ek eendag my God sien. Ek gaan hom sien en ek gaan by hom wees. En interessant, in die hele boek Job verduidelik God nie een keer vir Job hoekom dit gebeur nie. Ons wil baie keer redes sê hoekom goed gebeur. Julle weet hier in ons kerk sit mense wat die afgelope jaar iemand baie naby aan hulle begrawe het, 'n kind begrawe het, wat sy harte vanaand nog stikkend is. En in tye soos hierdie, wanneer iemand by so 'n oomblik in hulle lewe kom, dan soek hy nogal antwoorde. Hy soek antwoorde. Hoekom en waarom? Want dit gee 'n bietjie troos. Maar die Here antwoord Job nie een keer en sê hoekom dit gebeur het nie. Nie een keer sê hy vir hom hoekom dit gebeur het nie. In Job 38 verskyn hy aan Job en hy praat met hom uit 'n storm uit. En hy sê vir hom hierdie groot dinge. Hy sê, Job, waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Hy sê, wie die afmetings daarvan bepaal? En hy praat oor hierdie grootheid van sy skepping, en hoe groot en almagtig hy is. Dis al wat hy vir Job sê. Hy sê nie vir Job, Job, dis hoekom dit gebeur. Jy verstaan nie eintlik nie, Job, die duiwel wil jou toets en ek wil vir die duiwel gewys het, ek kan met jou spog en jy's getrou. Job, eintlik wat ek wou doen is ek wou met jou spog. Ek wil vir mense wys, jy dien nie my omdat ek net goed is vir jou nie. Jy dien my omdat jy my dien. Omdat jy respek in jou hart vir my het, omdat jy lief is vir my. Dit gaan nie oor die byvoordele nie, dit gaan oor my, en ek wil met jou spog. Vir die hele bose ryk waar ek sê, kyk na my knegt Job, dis so 'n man my dien. Al gaan goed nie soos dit moet gaan nie, bly hy getrou my. Die Here verduidelik nie aan Job nie. Hy openbaar net sy teenwoordigheid en sy grootheid. En dan sê Job in Job 39 vers 36, hy sê, Here, ek is te onbelangrik, ek is te gering. Wat sê ook die antwoord? My hand lê op my mond. Hy sê, ek het dalk te veel gepraat. Ek het te veel getwis en geredeneer met u in hierdie pad wat ek geloop het. Hy sê, ek berus, Here. Hy sê, ek verstaan nie, maar ek berus. Nou moet julle onthou, op hierdie stadium toe hy dit sê van, Here, ek berus, is hy nog steeds op die ashoop. Hy het nog steeds seer op sy liggaam. Hy het nog steeds alles verloor. Hy is nog steeds op 'n baie slegte plek in sy lewe. Maar hy sê, Here, ek lê my hand op my mond. Ek berus. U is God. Want hier is nie die normale nie, Here. Julle moet altyd onthou, Job praat nie van die normale nie. Job praat van buitengewone omstandighede in jou lewe. Wanneer dinge nie sin maak nie, wanneer die algemene werking van God in jou lewe nie is soos dit moet wees nie. En ons moet baie versigtig wees as ons by mense kom en probeer redes gee hoekom goed gebeur. Hoekom gaan jy deur 'n moeilike tyd? Julle onthou, Jona deur 'n moeilike tyd gaan. Hoekom? Want hy was God ongehoorsaam. Die Here het 'n storm gestuur. Paulus, hulle was een keer in Handelinge 27 in 'n storm omdat die kaptein nie geluister het. Dit was ander mense se slegte oordeele gewees. Hoekom hy in 'n storm gekom het. Die disippels was een keer in 'n storm gewees. Hulle het Jesus gehoorsaam en die storm het uitgebreek. Daar's verskillende redes hoekom goed in die lewe gebeur. Ons moet baie versigtig wees om redes te gee. En Job sê, Here, ek verstaan nie, maar ek sit my hand op my mond en al wat ek net weet is, ek wil hierdie toets slaag.
Ek wil naby nie wees en ek weet my verlosser lewe. En eendag sal ek hom sien, Here, en ek wil nie met my mond sondig nie. Nou al Job se vriende, al hierdie vriende wat hom geblameer het, hom gesê, Job, dis jou skuld. Dis jou skuld dat dit so sleg met jou gaan. Jy moes iets verkeerd gedoen het. En hulle het hom eintlik nogal, as jy die boek Job lees, hulle kapitel hom nogal, hoor. Hulle gee hom nogal baie houe en hulle sê vir hom juist die een wat verkeerd is. Hy moet uiteindelik vir hulle bid en hy moet hulle vergewe. En die Here sê vir Job in Job 42 vers 7, dat hy vir sy vriende moet bid. Hy sê vir Elifas en sy vriende, vat diere dat Job vir julle kan offer en dat hy vir julle kan bid. En dan sê daar in Job 42 vers 10, die Here het Job se lot verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Julle ons sien hier so iets begin draai. Daar's iets om te bid vir mense wat jou seer gemaak het, om te vergewe. En hierso leer ons ietsie van, die Here kan nie vir jou weer uitkoms gee en deurbrake gee, as jy met wrokke in jou hart leef nie. Die Here het Job se lot verander, toe hy vir sy vriende gebid het. Die Here kan groot dinge vir ons doen, as ons met 'n hart van vergifnis lewe. Maar dan sien ons weer die Here se karakter en sy manier van werk met ons deurbreek in die boek Job. Sy normale manier, hoe hy werk. Hy's 'n Vader. Ons Vader is ons Vader wat in die hemel is. Ons is soos kinders voor hom. En hy wil goed wees vir ons. Hy wil. Die realiteit is dat daar gebeur soms iets wat hier van 'n systroom afkom in ons lewe wat ons nie verstaan nie. Dan moet ons die boek Job ons eie maak. En hier sien ons weer hoe God weer Job begin herstel in sy eer, die Here begin hom gesond maak. Dan sê vers 10 in Job 42, die Here het alles wat Job besit het, vermeerder, dubbel soveel. Hy's die God van dubbeld. Hoor vandag. Ek weet nie hoe die Here ons altyd vergoed nie, maar hy's die God van dubbeld. Daar staan al sy broers en susters en al sy vorige kennisse het na hom toe gekom en saam met hom in sy huis brood geëet. Hy was weer gesond. Hulle het met hom meegevoel betuig en hom getroos oor al die onheil wat die Here oor hom laat kom het. Elkeen van hulle het vir hom 1 kesita, dis 'n geldstuk, en 1 goue ring gegee. Die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. Nou hoor mooi, onthou hy het 7000 stuk kleinvee gehad. Nou het hy 14000. Julle, hy het 'n Karoo plaas nodig. Okay. Hy het 6000 kamele. Hy het 1000 pare beeste. Halleluja. Die ouens hier van Groot Mariko sê, way to go. En dan hier uit die Noord-Kaap uit sê hulle 1000 donkie merries. Die ouens wat daai donkie karre ry sê hier is goeie geld. En dan staan daar in vers 13, hy het ook 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy het nie dubbel gegee nie. Hy het net presies dieselfde gegee wat Job verloor het. Hoekom? Van die ander 7 seuns en 3 dogters, waar was hulle? In die hemel. Hy het dubbel gekry. Hy het dubbel gekry. Een ding wat ek en jou oor die jare geleer het en wat die Bybel ons leer, die psalmdigter roep dit heeltyd uit, God is goed. God is goed. Hy wil goed in ons doen. Die boek Job sê net vir ons, luister, hou hierdie pyl in jou koker. Hou hierdie wapen in jou kluis. Hou hierdie wysheid eers afgestof. Want dan kom 'n dag dat jy nie gaan verstaan nie. Dan moet jy ook soos Job kan sê, as hy my toets, sal ek soos goud na vore kom. My oë gaan op die Here wees. My uitkoms gaan van hom afkom. Hy gaan my help. Ek gaan nie in hierdie tyd rebels en opstandig raak nie. Ek gaan nie my oë van die Here afhou nie. Ek gaan my verhouding met die Here oppas. En dan gaan dit ook hoe met my? Moet my hemelse Vader in die hemel kan sê, kyk my kind, al gaan hy deur so swaar tyd, al gaan sy deur so swaar tyd, kyk hoe getrou bly hy en sy aan my. Want ek dink daar gaan tog tye in ons lewe kom, dat die diepte van ons verhouding met God getoets gaan word. En dat die Here gaan kyk, gaan dit regtig oor my of oor die voordele? En daai tyd moet ons nie bakkel nie. En daai tyd moet ons weet, God is goed. Job het heeltyd vasgehou. Hy het nooit ophou praat met God nie. Hy het heeltyd gesê, God is my verlosser. Ek hou vas aan die Here. En hy kry dubbel terug. O, halleluja, God is die God van dubbel. Dis van julle wat soveel hartseer beleef, die Here gaan jou dubbel troos. Dis van julle wat goed verloor het in die lewe, die Here gaan vir jou dubbel teruggee. Want dis sy aard. Hy is die God van dubbel. Hoe hy dit doen is sy saak.
maar hy is die God wat vergoed. Kan ons dit glo? Want dis wat die boek Job uiteindelik wil by uitkom is, God is goed. Maar moenie dat die buitengewone die algemene karakter van God definieer nie. Die algemene karakter van God is goed en dat hy jou oorvloedig wil seën. Maar wanneer daar 'n koue systroom in jou lewe inspoel, wanneer daar 'n koue wind in jou lewe kom, wanneer 'n donker wolk vir 'n seisoen in jou lewe kom, hou net vas, want God is goed. Amen. Job is 'n wonderlike boek.